Goeiemôre almal, Vrydagoggend. Vandag is dit die 29ste Mei. Dis die jaar 2026. 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerwen. Vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor ons gawes en ons talente. Nou, die Here gee vir ons soos hy wil, wanneer hy wil en hoe ons dit nodig het. So as jy miskien by 'n plek kom, miskien moet jy nou intree vir iemand en moet vir hulle bid, sal die Here vir jou daardie gawe van genesing dalk gee, sodat wanneer jy vir daardie persoon bid, daardie persoon gesond raak. Maar ons kry dit nie altyd nie, die Here genees nie altyd wanneer ons bid nie. Partykeer vat dit bietjie langer en miskien moet ons ander dinge doen, maar nietemin, die Here gee vir ons gawes en talente. Nou gisteraand lees ek Matteus 25 en dit breek net vir my deur. Hierdie talente wat die Here uitgedeel het, was die gawes en talente wat hy vir ons gegee het. Maar kom ons lees gou daar, is Matteus 25 en ek lees van vers 14 tot 18. Want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan. Dis nou die Here vergelyk die koninkryk van God hier vir hulle, verduidelik vir hulle. Want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente, en aan die ander 2 en aan die ander 1 en elkeen na sy vermoë. En hy het dadelik op reis gegaan. Die een wat 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en hy het 5 ander talente gewin. Net so die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gegaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. Nou kan jy jouself nou indink, as jy nou vir hierdie almagtige God te staan kom en hy vra, nou wat het jy gedoen met jou lewe? Gee rekenskap daarvoor. Dan gaan jy so 'n bietjie babbels af. Kom ons gaan lees 1 Korintiërs 12 en ek wil lees daarvan vers 4 tot 11. Daar's wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge en tog is dit dieselfde Here. En daar's verskeidenheid van werkinge en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan die ander een 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees en in 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees en aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie en aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale en aan 'n ander ene die uitleg van die tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos wat hy wil. Nou as ons gaan kyk na Galasiërs 5 vers 22 tot vers 26, hier wil die Here net vir ons sê, hoe opereer al hierdie gawes deur hierdie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons dan ook deur die Gees wandel. Laat ons word soekers van ydelle eer wat mekaar uittart en moet ons nie so word nie, en mekaar uittart nie. Nou as ons teruggaan na Matteus 25 toe en ons lees hier van vers 19 af. Nou kom God, nou gaan hy rekenskap eis. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. Die een wat die 5 talente ontvang het, het gekom en hy bring toe 5 ander talente en sê, meneer, u het vir my 5 talente toevertrou, maar hier het ek 5 ander talente by verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat die 2 talente ontvang het, kom en hy sê, meneer, 2 talente het u aan my toevertrou. Hier het 2 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal jy aangestel word. Gaan in die vreugde van jou heer. Die Here gaan ons aanstel as konings om te heers oor hierdie aarde. Halleluja. En die een wat die 1 talent ontvang het, het ook gekom en gesê, meneer, ek het geweet dat u 'n harde man was, kwaai, en wat u maai waar u nie gesaai het nie, by mekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. En omdat ek bang was, het ek gegaan en ek het die talent in die grond weggesteek. Hier is wat aan u behoort. Maar die Heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, by mekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy die geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms
wat aan my behoort met rente ontvang het. Neem dan nou die talent van hom weg en gee dit aan die een van die 10 talente het. Want van die een wat het sal gegee word en aan hom sal hy oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, van hom sal nog weggeneem word ook wat hy het. Ek werp hierdie nuttelose diensnag uit in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en 'n geknars van die tande. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die gawes en talente wat U vir ons gegee het, Here. Lei ons, leer ons en help ons om daarin te opereer, sodat of ons nou 1 talent ontvang het en of ons 5 ontvang het, Here, dat ons, of 9, dat ons daarmee sal woeker en dat ons dit net meer sal maak. Dankie, Here, vir U hand van beskerming en voorsiening op ons lewe en dankie dat ons lei. Amen en amen.